Halleluja. Is julle reg vir die woord van die Here? En vanmôre gaan ek met jou praat 'n paar oomblikke oor die tema ek leef van bo af. Nou luister, ek weet ons adres is hier op aarde, maar ons posisie is in die hemel. Amen. En baie keer dan kry ons die geval dat jy groet 'n persoon en sê, my broer, hoe gaan dit met jou? Met die verwagting, daar kom nou 'n fantastiese antwoord terug. Maar dan sê hulle partykeer in my teenwoordigheid, en die Here help hulle as hulle dit doen, dan sê hulle die volgende, ag jy weet, so onder omstandighede. Nou wil ek 'n verklaring maak hier vanmôre, dis nie Bybels nie. Amen. Jou adres is op die aarde, maar jou posisie is in die hemel. Hoe kan jy die verklaring maak, ek lewe so onder omstandighede? Nee man, kind van die Here, jy leef nie onder omstandighede, jy lewe bokant jou omstandighede. Glo jy dit? Amen. Ag pastoor, jy weet maar so tussen die boddel en die label, tussen die vloer en die politoer. Nee man, nee, daai goedjies moet uit jou woordeskat uitkom. Jy lewe bokant jou omstandighede. As iemand jou groet en sê, hoe gaan dit met jou? Al voel jy nie so nie, al voel jy dit is chaoties, jy beleef storm en sulke dinge, weet dit dat die Here gaan jou nie in die storm los nie. Amen, hy ken, hy weet dat daai storm gaan jou nie oorweldig nie. Hy sal nooit toegelaat dat jy in 'n situasie ingaan wat bokant jou kragte is nie. Glo julle dit, kerk? Daarom sê die woord van die Here vanmôre die volgende. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. En dan hierdie mooi woorde, uit genade is julle gered. Amen. Prys die Here, uit genade is jy gered. Nee, dit gaan nie oor jou adres nie. Dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan nie oor wie jou ma en pa is nie. Dit gaan oor dat jy is uit genade gered. Nie hoe goed jy is nie, nie hoeveel keer jy kerk besoek nie, hoeveel tiende jy gee nie, jy is uit genade gered. Sê vir die langs jou, ek is net uit genade gered. En saam opgewek. Ek sien vanmôre opgewektes hier. Loof die Here, julle is geestelik opgewek, jy is nie dood nie. Jy's nie passieloos nie. Jy's nie koud nie. Jy's nie lou nie. Jy's aan die brand vir die Here, want jy's saam opgewek en kyk hier, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Daarom mag jy nooit weer sê onder omstandighede nie, want jou posisie is in die hemele in Christus Jesus. Kom aan kerk, gee 'n lofoffer. Halleluja. Die Passion sê, He raised us up with Christ with the exalted one, and we ascended with him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm. For we are now co-seated as one with Christ. Jy sit in hemelse plekke saam met die Here. Luister vir my vanmôre, daar is twee maniere waarop 'n mens kan leef. Jy kan leef van die aarde af na die hemel toe, of jy kan lewe van die hemel af aarde toe. Jy het die keuse vanmôre. Jy sien die meeste kinders van die Here, of die meeste Christene, môreoggend as jy opstaan en jy maak jou oë oop, dan sien jy die probleme. Jy sien daai bankrekening, jy sien daai mediese verslag, jy sien daai moeilike huwelik, jy sien daai ongehoorsame kind, jy sien jou besigheid wat swaar kry, die bediening wat net nie wil optel nie, en voordat die dag begin, het die probleem alreeds op die troon van jou gedagtes geklim. Kind van die Here, mag die Here ons help, dat ons werklik sal keer dat daai goeders in die begin van die dag sommer opklim in ons gedagtes. Jy sien, maar Paulus bring 'n goddelike openbaring hier in die Nuwe Testament,
oor hierdie, jy is nie besig om na die troon toe te klim nie. Jy sit reeds saam met Christus op die troon. Amen. En daarom wil ek hierdie slag spreek met jou deel vanmôre. En ek wil hê, jy moet hom sommer afneem, en as jy hom afgeneem het, wil ek hê dat jy so 'n bietjie moet mediteer op hierdie woorde. Luister na die volgende. Ek leef nie vanaf my probleme na God toe nie. Ek leef vanuit God na my probleme toe. Dink net 'n bietjie daaraan. Die meeste van ons leef vanaf uit ons probleme na God toe. Here, help. O, Here, voorsien. Here, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. O, Here, gryp in asseblief. Here, help tog nie. Dis hoe ons funksioneer. Dis wanneer ons begin bid, begin ons dadelik met daai rympie inkom. Here gee, Here help, Here voorsien, Here genees. Ek leef nie vanaf my probleme na God toe nie, ek leef vanuit God na my probleme toe, kind van die Here. En daarom het ek 5 punte wat ek graag wil hê, dat dit moet so tuis raak by jou, dit moet so eens raak met jou, dit moet so in 'n natuurlike beweging by jou wees, dat jy, as jy hier uitstap, en probleme konfronteer jou, situasies gebeur om jou, daar storms wat losbars om jou, dat jy sal besef, jy is alreeds op die troon van die lewe. Die Here het jou opgewek. Jy lewe vanmôre saam met Christus Jesus, en saam kan julle elke probleem trotseer en baas raak. Ek sê nie vanmôre dat Efesiërs 2 vers 6 sê, daar gaan nie storms wees nie. Efesiërs 2:6 sê nie, daar gaan nie probleme wees nie. Maar hy sê vir ons hoe om daardie probleme te hanteer. Amen. En daarom het ek 5 punte wat ek graag wil hê, jy moet besef, my posisie is hoër as my probleme. Sê ek lewe bokant omstandighede. Daarom sê die woord van die Here, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Hey, kind van die Here, hy het nie net jou sonde kom dra nie, hy het nie net jou skuld kom dra nie, maar hy het jou seer, hy het jou pyn, hy het jou hartseer, hy het jou smarte, hy het jou bekommernis, het hy kom dra. Amen. En wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, beteken dit nie dat God het jou verlaat nie, dit beteken net eenvoudig, hy leer jou om in jou hemelse posisie in te stap, en daardie probleme uit te sorteer in sy wonderlike naam. Prys die Here. Halleluja. Daar was 'n koning se seun, 'n prins. Oorlog het uitgebreek, en in die tyd van oorlog het hulle hom ontvoer. En hy het groot geword by bedelaars en boemelaars. Hy het naderhand soos hulle gefunksioneer, soos hulle geleef, gehawene klere aangehad, op die grond geslaap, geëet wat hy in die hande kon kry. En hy het naderhand gedink, dis maar my lot, dis my lewe, dis hoe dit sal altyd funksioneer. Ek is maar seker geroep om 'n boemelaar te wees. En eendag kom die koningse soldate daaraan, en hulle herken hom, hulle identifiseer hom. En ewe skielik val hulle voor hom neer, en hulle buig voor hierdie seun. En hy sê, hoekom buig julle voor my? Kyk hoe lyk ek. Ek lewe gehawend, ek lewe soos 'n boemelaar. Hulle sê, ons kyk nie na jou omstandighede nie, ons kyk na jou identiteit. Jy is die koning se seun. En die hartseer is dat baie van die kerk funksioneer so. Ons het daai mentaliteit van 'n bedelaar. Ons lewe baie keer in dieselfde omstandighede. Ons is geestelike bedelaars. Terwyl ons posisie in hemelse plekke is. Jou identiteit is, jy's meer as 'n oorwinnaar in die Here. Jou omstandighede verander nie jou identiteit nie. Wil jy moet dit hoor vanmôre, kind van die Here, jou omstandighede, die probleme, die storms, die hartseer, die pyn waar jy deurgaan, verander nie wie jy is nie. Jy bly God se kind. Jy bly die koning se kind.
Jy's royalty. Baie van ons glo dit nie, maar jy's royalty. Jy sit vanmôre langs royalty. Sê vir jy langs jou, jy's royalty. Jy's 'n prins en 'n prinses van die Here. Jy's royalty. Jy's nie hier jy nie. Jy's royalty. Amen. Kind van die Here Smith Wigglesworth het die volgende gesê, hy sê, I'm not moved by what I see. I'm not moved by what I feel. I am moved only by what I believe. Halleluja. En daarom die volgende slagspreuk. My probleme bepaal nie my identiteit nie. My identiteit bepaal hoe ek my probleme sal hanteer in die Here. Punt nommer 2 is, ek lewe vanuit oorwinning. Glo jy dit vanmôre? Jesaja 53 vers 5 sê die volgende. Hy sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, wanneer Jesus uitroep op die kruis, dit is volbring, beteken dit, die skuld is betaal, die prys is betaal, die oorwinning is behaal. Prys die Here, en ek eer die Here daarvoor. En toe Jesus gaan sit aan die regterhand van die Vader, het hy gaan sit as 'n posisie van koning. En het gaan sit in 'n posisie van die koning het klaar gewen. En het gaan sit in die posisie van my werk is klaar. Hy bid nog vir jou, hy tree nog steeds vir jou in, maar die groot werk om verlossing en redding te bewerkstellig is klaar. Daarom kon hy gaan sit, het geen priester in die tempel mag gesit het nie, want sy werk bly aan die gang. Bly 24/7 moet daai vlam aan die brand gehou word. Hulle kan nie gaan sit nie. As hulle van diens af is, dan kan hulle gaan sit, maar hulle mag glad nie in die tempel gaan sit nie. Maar ons hoofpriester het vir eens en vir altyd gaan sit aan die regterhand van God die Vader, want dit is volbring. Dis voltooi, die taak is reeds voltooi. En daarom kan ons om hom wonde saam die verklaring maak, ek sit nou saam met hom in oorwinning. Ek sit nou saam met hom in hemelse plekke. Is net soos hierdie skaakmeester wat skaakspel speel saam met sy seun. En sy seun probeer regtig om sy pa te wen. Maar hy sukkel, en hoe meer skuwe hy maak, hoe meer raak hy te mekaar, en hoe meer raak hy bekommerd, want alles lyk asof dit teen hom is. Maar pa smile. Die skaakmeester glimlag, want hy sien alreeds 5 skuwe vooruit. En hy weet alreeds hoe hierdie spel gaan eindig. Kind van die Here, ons God weet alreeds wat se skuwe gaan voorgebring word. Hy weet alreeds wat die einde van jou hoofstuk, en die einde van jou hoofstuk sê, jy het oorwin. Halleluja! Jy het oorwin. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Daarom glim, daar is nie stres in die hemel nie. Daar is nie bekommernis in die hemel nie. Daar's nie naels wat gekou word in die hemel nie. Daar's nie hande in die hare in die hemel nie. Prys die Here, want die hemel is vol vrede, want die Here weet die skuwe wat voor lê. Ek en jy sien dit nie. Ons is bekommerd oor die situasie rondom ons, maar ons pa glimlag, want hy weet die skuwe wat nou gemaak word, is skuwe van oorwinning en deurbraak en absoluut sukses in die Here. Come on kerk, glo jy dit vanmôre? Gemeente, jy sien vandag se probleme raak, maar God sien môre se oorwinning. Jy sien die storm, maar God sien 'n veilige hawe. Jy sien die put, maar God sien die paleis. Bill Johnson sê die volgende, hy sê, we do not work towards victory, we work from victory. Daarom hierdie slagspreuk, ek veg nie om te wen nie, ek veg omdat Christus reeds gewen het. En ek kan vanmôre net hierso die mikrofoon afsit en afstap. As jy hierdie woorde vat, het jy die boodskap gekry. Ek veg nie om te wen nie. Ek veg omdat Christus reeds gewen het. Daarom kan ons ontspan. En daarom kan ons daardie skrifgedeelte
ter harte neem, daardie vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou deel wees, midde van jou omstandighede, midde van chaos in hierdie wêreld, midde van besighede wat toemaak rondom ons, midde van petrolpryse wat opgaan, midde van kospryse wat opgaan, midde van 'n back and close, midde van ruk en pluk in omstandighede, midde van 'n politieke chaos wat besig om te gebeur, het ek en jy vrede, want ons weet, ons Pa, die koning van alle konings, weet alreeds wat sy skuwe moet plaasvind, prys die Here. Ons dien 'n wonderlike God, en ek wil vir jou sê, jou toekoms is bright, man. Jou toekoms is bright. Jou toekoms is bright. Jou toekoms is wonderlik. Jy het 'n fantastiese toekoms. Ek wil daai leuen wat die duiwel in jou ingedruk het en op jou verkondig het, dat jy dit nie gaan maak nie, dat dit nag is om jou, dat ons gaan dit nie maak nie, wil ek sê, belou nie, dis 'n leuen uit die liderlike put van die hel, ons gaan dit maak, ons maak dit alreeds, want ons lewe alreeds in die oorwinning van Christus Jesus, hy het gewen, en ons wen. Nee, hierdie hande klap, wys vir my, jy glo dit nie lekker nie. Kom aan kerk, jy wen! Jy wen! Amen! Daarom kan ek vanmôre sê, ek leef vanuit rus. Wees stil en weet, ek is God. Ek sê dit weer, die grootste vyand is nie Sloefoet, Lucifer, Satan, Bokvoet, wat jy hom ook al wil noem. Dis nie jou groot vyand nie. Jou groot vyand is tussen jou twee ore. Hierdie is jou grootste vyand. Hierdie ding sê vir jou, dit lyk nie lekker nie. Ek het net nou daar, sit ek my selfoon, en ek is op hierdie app, want bly pas die krag af. Nou hoor ek die kragopwekker hardloop. En voor die diens kort is die auditorium se krag af. Nou, 'n pastoor, wat my kom preek, en dan ewe skielik, sien jy, die krag gaan die hele tyd af. So, en nou maak ek die app oop, en nou sien ek, die battery is nou net 27%, want hierdie gedeelte is op die battery, op die solar. En daar's wolke in die lug. Die ding laai nie. En hy is besig om alle minne, in die volgende oomblik. Terwyl is nou aanbid julle die Here lekker, nou kyk ek na hierdie app. Nou kyk ek, en sê, hy bly op 27%, hy bly daar. En die volgende toe ek weer ingaan, om net seker te maak, hoe ver is hy nou, voordat ek opstap, toe, is die app heeltemal weg. Daar's niks nie, 0, maar die krag bly aan. So ek weet nie hoe dit werk nie. Maar dit werk. Dit werk. En iets wat ek besef, wees stil, en weet, ek is God. Amen. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit werk. Ek weet nie of die krag aan is nie, en ek weet nie of die krag opwekker nog gewerk nie, en ons weet nie eens hoe om die change over te doen nie, ek weet nie, die Here weet, ek weet nie of hy engele soontoe gestuur het na die batterye toe nie, maar dit werk nog steeds. Amen. So ons gee die Here al die eer en al die lof daarvoor. Daar's sekere goeders wat met jou gebeur, wat jy nie weet hoe dit werk nie, en daarom sê die Here, wees stil en weet, ek is God. Dis sy kerk, dis sy mense, dis sy woord, wat verkondig moet word, en ons weet die jou vyand sal probeer om dit 'n kniehalter, en hy sal probeer, en weer eens, wat ek wil sê is, miskien is die duiwel nie eens regtig nie is hier betrokke nie, regtig, die krag het net afgegaan, en hy is dalk regtig nie betrokke nie, en nou skop 'n ander vyand in, wat sê, o Here, help asseblief, die Here weet, maandag gaan ek nou reël, dat hulle moet dit doen, en moet dit doen, en hoekom het ek nie dit gereël, en hoekom het ek nie beplan voor die tyd nie, die goed is gebeur mos, ons weet mos dit gebeur, en nou is Cornelis nie hierson, en Anton is nie hierson, en die Here weet, en Eddie het al vergeet hoe die changeover gedoen moet word. Ons sit in groot moeilikheid vanmôre hierso, Here. U moet ingryp. Wees stil en weet, ek is God. Hey, hierdie ding kon baie maklik gemaak het dat ek vanmôre snaaks geopereer het.
Snags geopereer het. Jy sien, ons kultuur sê, jy moet harder werk, jy moet harder probeer, jy moet veg, jy moet meer veg, stres meer, maar God sê, sit. God sê, sit. Hey, you are so busybody. Sit. Het jy hieroor, ek is opgestres. Het jy al te gehoor? Ek is opgestres. Moenie nou so heilig lyk nie. Jy sê dit veel wel vir jou vrou. Ek is opgestres. Ek is opgestres. Ek hoor die Here sê, sit. Amen. So as iemand weer in hierdie plek sê, ek is opgestres, as jou man weer vir jou sê, ek is opgestres, of jou vrou sê vir jou man, ek is opgestres, ek weet nie hoe gaan die kinders, sit. Kan ons dit oefen vanmôre? Sê vir een langs jou, sit. So as jy begin het kla, en jy begin memoreer, en jy begin 'n fout vind, gee ek vir elke vrou in hierdie plek die reg om vir iemand te sê, en as jou vrou volgens die Bybel wat beteken dit? Drup in 'n kraan, as sy 'n drup in 'n kraan is, heeltyd neel sy, wat sê jy vir haar? Amen. So niemand kan vir my 'n e-pos stuur nie. Ek het al onder baie getuienis dit gesê. Jy het die reg om vanmôre dieselfde as wat die Here vir jou gaan sê, sit. Wees stil en weet, ek is God en ek is in beheer. En daarom, wanneer geloof op die troon sit, moet vrees die vertrek verlaat. O Here, help ons, want almal het geloof gekry. Maar hoe groei geloof? Deur die woord van die Here. Deur om vanmôre te hoor, dat ons adres is op aarde, maar ons posisie is in die hemel. En ons kyk van bo af na ons omstandighede. Die Here het jou nooit geroep om 'n hoender te wees nie. Ons pik soos hoenders, terwyl ons moet vlieg soos arende. 'n Arend is geroep om van bo af na sy omstandighede te kyk, na die prooi te kyk, na die probleem te kyk. Kerk van die Here, dis tyd om van bo af na jou probleem te kyk. Ons kyk te veel van onder af na ons probleem toe, en dan na die Here toe. Nee, dis nie waarvoor jy geroep is nie. Kyk deur God se oë na jou situasie. Gaan hy jou in hierdie situasie los? Nee. Het hy jou al in die verlede uitgelos en laat gaan maar? Nee, hy het jou so lief, dat hy jou deurgedra tot vanmôre toe, amen, en daarom moet jy dit herinner, jy moet jouself herinner, God het my tot hier toe deurgedra, hy sal my eind uit deurvra, daar's geen situasie wat die Here gaan onkant vang in my lewe nie, want hy het 5 skeye vooruit, hy weet presies wat volgende jaar gaan gebeur, hy weet presies wat môre gaan gebeur, daarom kry geloof, sit op die troon, saam met God, en weet, dat probleme moet vertrek in Jesus naam. Vrees, gaan in Jesus naam. Wie net vir 'n oomblik, steek net jou hand so op. Sê, Here, ek kom teen vrees in my lewe. Ek kanselleer dit deur die woord van God, wat sê ek moet sit, en ek moet regeer, en ek het autoriteit in Jesus se naam. Amen. Amen. Punt nommer 4, ek leef vanuit gesag. Kyk hierdie skrifgedeelte. Lukas 10:19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Amen. Net te veel gelees van die slang, die leeu en die draak. Ken jy die reg om op dit te trap. Daai vrees wat hy wil openbaar, word gebreek in die naam van die Here. Amen. Amen. Halleluja.
Ek het mag, ek het autoriteit, ek het gesag. Ek weet wie is in beheer. Soos hierdie persoon, hy is die eerste keer in sy lewe wat hy vlieg. Wie in hierdie plek het al gevlieg? Kan ek jou hande sien? Okay, baie. Wie het nog nie gevlieg nie? Ek praat nie van vlieg uit die bed uit nie. Ek praat van regtig vlieg. Hier is 'n paar wat nog nie gevlieg het nie. Nou hierdie ou het nog nooit gevlieg nie. En nou klim hy in hierdie vliegtuig, maar hy's broekbang. Hy's verskriklik bang. En hy vliegtuig styg op, maar hy druk omtrent daai armlenings dat dit blou raak vir die val, jy weet. En hy druk. En hy styg op, maar langsom sit 'n dogtertjie en sy's besig met 'n inkleerboek. Sy's lekker besig met hierdie inkleerboek. En die volgende oomblik slaat daai vliegtuig turbulensie. Daai vliegtuig begin so te val. Nou kan jy verstaan, daai ou wil amper 'n hartaanval kry. Sy is nog steeds besig om die inkleerboek in te kleer. Toe hulle gaan land, kan hy dit nie vir homself help nie. En hy draai na die dogtertjie toe en hy sê, was jy nooit bang gewees toe die vliegtuig so rondgespring het nie? Sy sê, nee oom, my pa is die vlieënier. Jy sien, sy ken nie die tegnologie nie. Sy ken nie die instrumente nie. Sy weet nie om die vliegtuig te vlieg nie. Maar een ding ken sy. Sy ken die persoon wat die vliegtuig vlieg. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien ken jy nie die instrumente nie. Jy weet nie waar is jy nie. En jy weet nie waar is jy op pad nie. Maar luister vir my. Jou God is die kaptein van jou lewe. En hy sal sorg dat jy by jou eindbestemming uitkom. You will reach your destiny in Jesus' name. Amen. Loof die Here. Die storm mag rondom my wees, maar dit hoef nie binne my te wees nie. Die storm mag rondom my wees, maar dit hoef nie binne my te wees nie. En die laaste punt is, ek leef vanuit identiteit. Ek wil hê jy moet dit hoor. Ek leef vanuit identiteit uit. Glo jy dit vanmôre? Jy leef vanuit identiteit uit. Die skrifgedeelte is Jesaja 53:11. Hy sê, deur die moeitevolle lyding van sy siel sal hy die lig sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg, die regverdige, baie regverdig maak. Jy is reeds regverdig gemaak. En daarom, jy werk nie vir God se aanvaarding nie. Jy werk vanuit God se aanvaarding. Dit is reeds voltooi. Jy bid nie om 'n kind van God te word nie. Jy bid omdat jy reeds kind van God is. Soos hierdie seentjie wat saam met sy pa in 'n donker woud instap. En op 'n stadium raak dit so donker en die wind waai en dit is chaos. En hy sê, papa, ken jy die pad? En papa sien die vrees en hy vat die seentjie en hy sit hom op sy nek. En hy begin met hom te stap. Hy sê, jy hoef nie die pad te ken nie. Jy hoef net jou papa te ken. Jy hoef nie die pad te ken nie. Jy hoef net jou papa te ken. En ek en jy, baie keer vir ons is dit onduidelik die pad vorentoe. Ons weet nie, hoe gaan die pad vorentoe wees nie. Maar hy het sê, ek wonder hoe gaan dit oor 5 jaar lyk. Ek wonder hoe gaan ons lewe oor 5 jaar wees. Het jy al gewonder? Hoe gaan jou lewe oor 5 jaar wees? Het jy dit al gewonder? Al gedink? Ek wonder hoe gaan ons oor 5 jaar lyk. Gaan Mackie nog daai boshare hê? Gaan hy nog sulke spiere hê? Of gaan sy borskas 'n hangkas raak? Ons weet nie hoe gaan 5 jaar uitspel nie. Maar ons pa weet. Hy weet presies, waar gaan jy oor 5 jaar wees? Hy weet presies, hoe gaan jy lyk, wat is jou situasie, waardeur jy gaan. Die krag het gehou, moenie laat die klank nou vou nie. Amen. Watchman Nee het gesê, Christianity does not begin with walking, it begins with sitting. Kan ek dit weer sê? Christianity does not begin with walking, it begins with sitting. Kom ons sit
in sy teenwoordigheid. Kom ons sit in sy nabyheid. Daar is mense wat vandag hier sit met finansiële druk, met gebroke harte, siekte, teleurstellings, onsekerheid. Maar Efesiërs 2:6 sê, daardie dinge bestaan wel. Maar jy sit saam met die Here in hemelse plekke op die troon. Moenie laat daai goeders op die troon gaan sit nie. Moenie laat stryd, moeilikheid, probleme, storms, winde, finansiële probleme, hartseer. Moenie laat daai goeders op jou troon gaan sit nie. Moenie, jy sit op die troon, jy moet daaroor reageer. En daarom wil ek 'n verklaring oor julle maak is, ek lewe van bo af. Amen. Ek dink van bo af, ek bid van bo af, ek sien van bo af, ek reageer van bo af. My voorsiening kom van bo af, my vrede kom van bo af, my wysheid kom van bo af, my krag kom van bo af, my hoop kom van bo af, ek sit saam met Christus, ek leef van bo af, en die gemeente sê, amen. Wil jy nie saam met my opstaan, en saam met my hierdie deklarasie maak nie? Kom ons maak vanmôre hierdie deklarasie, in groot geloof, en in groot versekerheid. Kom ons maak hierdie verklaring. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Sê dit saam met my, kom ons begin weer. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Ek is saam met Christus lewend gemaak, saam opgewek en saam laat sit in hemelse plekke. Ek leef nie vanuit my omstandighede nie, maar vanuit my posisie in Christus. Die Heilige Gees lei my, versterk my en vervul my met krag. Ek wandel in geloof en nie in aanskouing nie. Geen wapen wat teen my gesmee word, sal slaag nie. Die guns van die Here rus op my lewe. Ek is geseënd om 'n seën te wees. My huis, my familie en my bediening behoort aan die Here. Vandag kies ek om in oorwinning, vreugde en vrede te leef. Jesus is my Here, my koning en my oorwinnaar. Dit is my dag, dit is God se tyd. Ek leef van bo af in Jesus se naam. Gee hom 'n lofoffer in die plek. Halleluja. Halleluja.